Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons is selfs môre met Dr. James Butler van die Neurologiese Vereniging van Suid-Afrika. Ons praat bietjie oor epilepsie. Ek dink ons verstaan nie almal presies altyd wat die toestand is en die verskeidenheid van die voorkoms daarvan. Good morning dokter, sê ek nou in Engels. Goeiemôre, hoe gaan dit? Goeiemôre Pierre en goeiemôre aan die kykers. Dis lekker om jou te gesels môre dok. Kom ons praat bietjie oor epilepsie. Dit raak miljoene mense wêreldwyd. Hier in Suid-Afrika is daar ook baie mense wat kan mens maar sê ongediagnoseer is met epilepsie. Mense verstaan nie altyd wat epilepsie is nie. Hoekom dink jy is daar so wanpersepsie daarvan? Wel ek dink die eerste ding is dat jy weet as jy nie iets weet nie en jy's nie blootgestel daaraan nie, dan is dit so dat 'n mens sal nie weet wat epilepsie is nie. En veral in 'n toestand wat eintlik dis 'n klompie toestande, daar's baie maniere hoe dit voordoen en dit is hoekom daar wanpersepsies is. En dan jy weet die kennis oor die toestand ontbreek en dit is maar deur die eeue so gewees en derhalwe is jy weet die 'n mens se brein fabriseer maar wat ons nie weet nie. En so as jy iets sien en jy's nie kundig in daai veld nie, dan jy weet ons is almal geneig om net ons brein fabriseer iets en hoe ons daaroor dink word dan net deur die brein gefabriseer. En dit is eintlik die geskiedenis van epilepsie en die stigma verbonde aan epilepsie wat steeds 'n probleem wêreldwyd is. Nou die Neurological Association of South Africa sê tot en met 70% van mense kan epilepsie aanvalvry leef as hulle reg gediagnoseer word. Waar val die stelsel ons tans? Ja, so omdat epilepsie op verskeie maniere voordoen, is dit so dat veral die wat ons noem die kleiner vorms van epilepsie word maklik misgekyk deur mense wat dit het en ook dan soms deur nie so min nie, maar deur dokters. En net om jou idee te gee, 'n bietjie perspektief te gee. Ek sien mense soms wat dekades al rondloop met epilepsie ongediagnoseer. En die rede daarvoor is dat hulle kry aanvalle wat 'n mens nie sou dink epilepties van aard is nie. So as jy byvoorbeeld gereeld déjà vu kry of jy ruik gereeld iets wat brand of jy proe iets snaaks of jy voel snaakse stygende gevoelens uit jou maag uit of jy sien dinge wat nie daar is of hoor dinge wat nie daar is nie, dan weer eens sal jy nie noodwendig 'n dokter gaan sien nie dan kan jy vir jare so rondloop en sommige mense sal tydens aanvalle vir sekondes of 'n paar minute net hulle geheue verloor sonder dat enigiemand eintlik weet dat iets fout is. En derhalwe, soos ek gesê het, soms word die diagnose nie gemaak nie. Ons sien ook mense elke nou en dan, veral kinders wat klein kortstarende episodes kry, wat misgekyk word of die diagnose word misgekyk deur ouers of onderwysers en hulle word maar net bloot jy weet gediagnoseer as aandagafleibaar of so iets. So dokter, dit laat my bekommer want ek staar ook baie keer in die nuut en dan wonder ek hoekom moet ek nou afgesluit. Maar ja, baie mense wonder steeds of epilepsie dalk verband hou met intellektuele gestremdheid. Dis nie die geval nie waar nie. Ja, so die meerderheid mense wat ons sien, omtrent 80% van mense met epilepsie is nie intellektueel ingekort nie. Die 20% is so omdat as jy een of ander breinprobleem het bestaande, dan natuurlik is die kanse hoër dat jy epilepsie gaan ontwikkel as iemand wat dit nie het nie. Maar 'n volle 80% van mense met epilepsie is mense wat jy ken, wat ek ken, wat dit nie noodwendig vir jou gaan sê nie, en jy gaan nie noodwendig daarvan weet nie. Maar omdat iets soos 1% van die bevolking op hierdie oomblik epilepsie het, 1 uit 100 mense, en omdat 1 uit 26 mense in hulle lewe een of ander tyd epilepsie gaan ontwikkel, kan jy sien dat hierdie is 'n algemene probleem. En dis nie ander mense nie, dis nie mense wat jy nie ken nie. Dis mense in die algemene samelewing wat epilepsie het.
En tog is daar steeds baie diskriminasie teenoor mense in die werksplek of kinders op skool. Wat sê die wet? Wat is die verpligtinge van 'n werkgewer of opvoeders? Ja, so kyk, ek dink die belangrike ding vir iemand wat epilepsie het, is dat hulle moet weet, daar in beginsel is daar geen verskil tussen epilepsie of asma of artritis of jeug of hartsiekte of wat ook al. Dit is jou private inligting, hulle is mediese toestande. Epilepsie is maar net kort episodes wat sekondes of minute duur en daar is geen verskil tussen dit en ander mediese siektes in terme van jou regte nie. En jou regte word beskerm en as iemand teen jou diskrimineer op grond van jou mediese toestand, dan het jy het reg tot jy kan na die reg toe gaan en daar's wat hulle noem die Equality Court, jy sal niks daarvoor betaal nie, jy gaan vul 'n paar vorms in en in die werkplek, in die skool mag hulle nie teen jou diskrimineer nie. En dit is belangrik dat pasiënte dit weet, want een van die dinge van aanvalle is dat jy voel asof jy beheer van jou lewe verloor. En in daai sekondes en minute, en dis jou persepsie, jy kan enige tyd beheer verloor. En dan word jy maklik uitgebuit deur die samelewing, mense om jou, wat beheer wil oorneem van jou lewe. Dit is maar hoe ons gemaak is as mens. En die nagevolg daarvan is dat mense word by die werk en in skole en ander plekke word hulle teen gediskrimineer en dit is natuurlik nie reg nie. Dokter, medikasie help natuurlik vir epilepsie. Daar's genoeg medikasie vir al die verskillende vlakke van epilepsie, maar soms is chirurgie nodig. Wanneer kom 'n mens by daai stadium? Ja, dis 'n baie goeie vraag. So, kyk, omtrent soos jy gesê het in die inleiding of Jennifer gesê het, omtrent 70% van mense word goed beheer met medikasie. Dit om by daai punt te kom is 'n proses. 'n Mens moet geduldig wees. Soms moet jy vele medikasies probeer, vir die rede dat sommige mense kry neeweffekte met medikasie A en dan moet hulle oorgaan na medikasie B of hulle die medikasie A werk nie. Wat ons weet is dat en dit is uit vele studies, dat as jy sê nou maar 2 jaar nie toevalvry is en jy ten minste 2 medikasies probeer op volle hoeveelhede, dan is die kanse klein dat dit beheer gaan word. Dis nie nul nie, dis klein. En op daai oomblik, as iemand 'n chirurgiese kandidaat is, en ek kom nou daarby uit, dan moet 'n mens op daai stadium al oorweeg. Want, soos ek vir baie pasiënte sê, jy weet, hierdie ding gaan oor die res van jou lewe. En as die paadjie na die linkerkant toe so is dat jy hoogs waarskynlik die res van jou lewe gaan sukkel met epilepsie, dan en medikasies moet neem, dan is dit 'n goeie idee om chirurgie te oorweeg, want die alternatiewe paadjie vir die res van jou lewe is dat jy moontlik toevalvry kan wees. En sommige mense dink 'n operasie is 'n groot risiko. Daar's klein risiko's verbonde aan enige operasie, insluitend breinoperasies, maar 'n mens moet nie dink die paadjie links met medikasie vir die res van jou lewe is sonder risiko nie. In teenstel eintlik is die paadjie links behels veel meer risiko as 'n operasie wat natuurlik 'n korttermyn risiko behels. Dokter, net kortliks, as 'n mens nou wel 'n kandidaat is vir chirurgie, wat sou die ideale kandidaat wees? So die hoogste suksessyfers kom met wat ons noem temporale quab epilepsie of temporale lob epilepsie. En as daar byvoorbeeld iets op die breinscan is en ons kan op EEG's wys die aanvalle ontstaan dieselfde plek en die EEG's toon dis waar die epilepsie ontstaan en dit benodig gewoonlik 'n hele paar dae in die hospitaal waar mens op 'n EEG-masjien gaan. As ons kan bewys dat die ding in die temporale quab ontstaan, dan is die kanse baie hoog dat jy toevalvry gaan wees. Dis daarom goeie nuus. Mense dink dat dit nogal 'n redelike intensiewe proses gaan wees. Dr. James, ons het ongelukkig nie tyd vir nog meer geselsies nie, maar baie dankie vir die inligting. Dankie dat jy dit duideliker gemaak het aan ons en dankie dat jy ons vertel het dat daar soveel verskillende tipes epilepsie is en mense moenie alles stigma net op een kant fokus nie. Dankie vir jou tyd vanmôre. Groot plesier en dankie aan die kykers.
Dankie Dr. James Butler van die Neurologiese Vereniging van Suid-Afrika. As ons terugkom na die advertensiebreek, dan is ons in die kombuis saam met Willie Strauss.